Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, U is die een wat laaste in die stryd sal bly staan. U is die oorwinnaar. En Here, ons het die voorreg dat ons ook in en deur U oorwinnaars is, dat ons daarom ook kan uitroep, een vir almal en almal vir een, omdat U die een is wat vir ons is, daarom stel U ons ook in staat om ook almal tot eer van U naam te leef. Here, omdat ons besef hoe groot U liefde en genade vir ons is, daarom wil ons ook lewens van gehoorsaamheid en dankbaarheid vir U leef. En Here, daarom wil ons ook vanmôre weer vra, rus ons toe, rig ons en lei ons deur die waarheid van die woord, dat ons ook sal besef, watter groot voorreg dit is om kinders van U te kan wees, dat ons ook sal besef hoe daardie lewens van dankbaarheid en gehoorsaamheid moet lyk. En Here, daarom vra ons ook vanmôre, spreek tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing vanmôre is uit Romeine 5, daar vanaf vers 12 af, en ons gaan lees tot aan die einde van die hoofstuk, en dan ook die eerste 6 verse van Romeine 6. Ek lees vir ons saam in Romeine 5, vanaf vers 12 af. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortredinge of die oortreding van Adam nie. Want 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur die een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.
Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ons lees net tot sover. Ons teksverse is Romeine 5 verse 18 en 19. Ek wil dit vir ons weer lees, Romeine 5 verse 18 en 19. Ons lees daar: Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Ek wil vanmôre weer voortbou op die gedagte van een vir almal en almal vir een, wat ons ook verlede Sondag behandel het. Nou, een vir almal en almal vir een kan dalk vir ons klink soos moeite en 'n slep as ons die sterker party is of deel van die meerderheid is. Maar aan die ander kant, as ons die swakker is of die swakker party of die enkeling, dan klink dit vir ons soos goeie nuus. En dit is inderdaad ook wat die evangelie vir ons leer. Sien, soms sal diegene wat deel van die sterker party of die meerderheid is, dalk dink dat hulle teruggehou word deur die swakkes of die minderheid. Maar tog is daar vir ons belangrike Bybelse beginsels in hierdie slagspreuk van Alexander Dumas se 3 musketiers, een vir almal en almal vir een, wat uiteindelik vir ons daarop sal wys dat dit beteken nie dat die swakkes die sterker is terughou nie, maar uiteindelik beteken dit dat almal sterker gemaak word en tot 'n eenheid uiteindelik verbind word, wat die geheel uiteindelik sterker maak. En in ons milieu as Christene beteken dit uiteindelik dat wanneer die sterker is, die swakker is help, dan word die liggaam van Christus uiteindelik versterk. Nou, ek wil hê dat ons moet kyk na 'n aantal beginsels wat ons ook sien in hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het in Romeine 5 en 6, wat uiteindelik vir ons daarop wys dat in hierdie slagspreuk uiteindelik is daar uiteindelik voordeel te trek, nie net vir die sterker is nie, maar uiteindelik ook vir die swakker party. So hierdie belangrike Bybelse beginsels wil ek uiteindelik vir ons wys uit hierdie slagspreuk van die musketiers uit. Nou, eerste natuurlik, wanneer die sterker of die meerderheid die swakkes of die minderheid help en beskerm, is ons besig om die Bybelse beginsel en die Bybelse opdrag van liefde en spesifiek ook naaste liefde natuurlik na te kom. En uiteindelik weet ons daardie opdrag wat ons kry daar in Levitikus 19 vers 18, maar ook deur die Here Jesus self in die Nuwe Testament en onder andere Matteus 22 daar in vers 39, sê dat ons naaste moet lief hê soos onsself. En ons moet besef dat dit dan juis ook die uitwerking is. Wanneer ons naaste help, dan help ons in 'n sekere sin ook onsself. Maar ons moet egter besef dat dis net omdat Jesus vir ons gesterf het en vir ons oorwin het, dat die Heilige Gees God se liefde in ons harte kon uitstort. Ons het nou vanmôre begin lees in Romeine 5 daar vanaf vers 12 af, maar in hierdie selfde hoofstuk, aan die begin van die hoofstuk lees ons daardie bekende gedeelte van Romeine 5 vers 3 tot 5, maar ek wil spesifiek vers 5 vir ons weer uitlig. In Romeine 5 vers 5 lees ons: en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So ek wil weer beklemtoon
Dis net daarom, omdat God sy Heilige Gees uitgestuur het of uitgestort het, omdat Jesus die dood oorwin het en opgevaar het na die hemel. Dis net daarom, omdat God ons eerste lief gehad het, dat ons ook vir mekaar kan lief wees. En in hierdie slagspreuk van een vir almal en almal vir een, word ons dan ook opgeroep om vir ons naaste lief te wees. Ons moet ook wees vir die swakkeres, ons moet ook vir hulle omgee. En dit loop uiteindelik 'n vol sirkel, wil ek amper sê, om ons weer eens te laat besef dat dis net uit genade uit dat ons deur God eerste lief gehad is, en daarom as ons sy navolgers wil wees, as ons ook almal vir hom wil wees, tot eer van sy naam wil lewe, dan moet ons ook vir mekaar lief wees, omdat dit nie net 'n opdrag van hom is nie, maar deur sy genade maak dit ook vir ons moontlik. Die tweede ding wat ons sien, die tweede beginsel in hierdie slagspreuk is, dat dit is ook 'n Bybelse beginsel om die wat swak is te help, en as ons dit doen, dan is ons gehoorsaam aan God se woord. Nie net aan die opdrag van naaste liefde nie, maar spesifiek ook deur die wat swak is te help. Nou Romeine 15 leer vir ons daarvan. Ek wil vir ons daar in Romeine 15 die eerste 3 verse lees. Ons lees daar: en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. So dis belangrik, ons moenie onsself behaag nie. Dit gaan nie net oor ons eie tevredenheid nie, maar dit gaan uiteindelik oor om ander te help. En om ander te help is baie keer ten koste van ons eie tevredenheid, of ons moet dalk swaar kry om ander te help, maar dis wat ware liefde is. Maar ons lees vervolgens in vers 2 van Romeine 15, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaathede van die wat u smaad, het op my geval. Ons moet egter baie mooi besef wanneer ons dit hoor, dat dit 'n voorreg en genade is dat ons ander kan help. Dis net soos met die liefde. Dis net omdat God vir ons wat ook swak is, en ons moet ook ons eie swakheid besef, eerste gehelp het, dat ons in staat is om uiteindelik ander te kan help. En dis tot ons almal se voordeel. Daarom, soos ek reeds gesê het, het ek dit gesê, die gebod sê, wanneer ons praat oor naaste liefde, dat ons vir ons naaste moet lief wees soos vir onsself. So dis eintlik, as jy vir jou naaste lief is jy indirek ook lief vir jouself. Jy bevoordeel jouself deur ander te help, want vorentoe kan ander jou versterk, kan die swakkeres wat jy gehelp sterker maak het, saam met jou sterk wees en jou weer help dalk wanneer jy swak is, of julle kan saam sterker wees as 'n eenheid. So dis die tweede beginsel wat ons ook sien in hierdie slagspreuk van een vir almal en almal vir een. Maar dan derdens, en ons gaan veral by hierdie derde punt ook so 'n bietjie langer stil staan. Derdens, wanneer ons na hierdie slagspreuk kyk, dan sien ons juist dit wat ek eintlik ook al reeds gesê het, maar dit is dat daar is vir ons voordeel daarin. Nou, hierin is nog 'n Bybelse beginsel vir ons vasgevang van die voordeel wat daar is om die wat swakker is te help, en dit is uiteindelik dan ook, soos ons in Romeine 5:10, so pas daar in vers 2 gelees het, dit is goed en tot stigting. Nou dit beteken, as ons die wat swak is help, maak hulle ons sterker, en as hulle sterker word, en hulle is deel van ons, dan maak dit ons sterker, en so is ons saam sterker, deur ons eenheid, soos wat ek reeds gesê het, om vrede te bewaar en vir vrede te veg, want dis die realiteit. Ons moet ongelukkig besef, vrede kom nie deur niks te doen nie, maar vrede kom deur vir vrede te beklei en daarvoor te veg. En sodat ons vrede kan bewerk en bewerkstellig en dit ook bewaar, en dit is uiteindelik, moet ons besef, wat hierdie lese van Alexander Dumas in sy boek van die 3 musketiers dan ook verwoord het.
Dit het gegaan daaroor dat die wat sterker is uiteindelik die wat nie sterk is nie sterker maak sodat daar 'n groter geheel uiteindelik kan wees as mens daardie boeke gaan lees in 'n sekere sin en mens gaan kyk ook na die verhaal van Brackenjan, dan sal ons sien daar's musketiers wat aan mekaar opgelei word. Musketiers is mense soos Brackenjan, 'n onskuldige seun van die platteland wat uiteindelik na die stad toe gaan om geleer te word, maar nie net om met 'n swaard te beklei nie, maar uiteindelik ook dis wat die musketiers verwoord is uiteindelik waardes, morele waardes, lojaliteit. Dit is die groot ding. So ja, maar daarmee saam is daar 'n ander ding wat baie belangrik is. Dit gaan nie net oor ons moet mekaar sterker maak dat ons as 'n eenheid sterker kan wees nie, maar dit beteken ook ander dinge. En die eerste daarvan is dat daar 'n groot verantwoordelikheid is. Die opleiding wil ek amper sê moet eerstens reg wees. Maar die verantwoordelikheid is dat ons vir mekaar verantwoordelik sal wees en dat ons sal besef dat ons is uiteindelik net so sterk soos die heel swakste persoon. So daarom wil almal mekaar sterker maak, sodat daar nie ene is wat swak is nie. In die samelewing en die natuur oral ter werk dit so. Jy's net so sterk soos jou swakste skakel of soos jou swakste lid of wat ook al die geval is. En dis wat Romeine 5 vers 12 wat ons gelees het, ons skrifgedeelte vanmôre, dan ook vir ons wys. En ek wil hê dat ons daarby moet stil staan. Ons moet onthou dat ons is die swakstes. Adam was baie sterker gewees en hy was nog sondeloos gewees en hy is ons verteenwoordiger. Nou ek wil net vir ons weer vers 12 lees. Ons lees hier in Romeine 5 vers 12: Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. So dit is wat belangrik is. Ons is almal swak. Ons sondig almal elke dag weer. En dis uiteindelik wat ons ook moet besef. Ons moet besef dat ons is swak. Ons is tot niks goed in staat nie. En ek sê altyd, ons moet onthou, die sonde het deur Adam in die wêreld ingekom, soos ons ook nou hier gesien het, maar ek sê altyd, as Adam en Eva vir 'n maand of 'n jaar in die paradys was, voor hulle ongehoorsaam was en van die vrug van die kennis van goed en kwaad gaan eet het, sou ons onmiddellik soontoe gehardloop het, die eerste kans wat ons gekry het, en ons sou daai vrug uiteindelik geëet het, want ons is in sonde ontvang en gebore. Ons is nie soos hulle sondeloos gebore nie. Soos wat Dawid ook vir ons leer in Psalm 51. Maar dis nie net die sonde nie, dis wat ons ook moet besef, maar ook die dood wat die gevolg is, of een van die gevolge is van die sonde wat gekom het deur die sondeval, deur Adam en Eva se eerste sonde. En ons moet besef, as ons aan onsself oorgelaat was, dan sou dit so gewees het dat dis een Adam vir ons almal en ons ook vir een Adam. En dan was daar vir ons maar net die dood, want dis wat ons verdien. En dis wat ons vir onsself sou kon verkry. En inderdaad elke dag ook kry of verkry as ons weer en weer sonde doen. Ons verdien die dood as gevolg van ons sonde. Ons beste werke is nie goed genoeg om enige iets eers te doen nie. Inteendeel, die Bybel leer vir ons wanneer ons goeie werke doen, doen ons net wat ons veronderstel is om te doen. Hoe kan ons dan enige iets daarvoor verwag? Maar deur God se genade is dit gelukkig nie die een Adam wat ons verteenwoordiger tot aan die einde is nie, maar deur God se genade het hy vir ons 'n nuwe, 'n tweede Adam gestuur, naamlik Jesus Christus, sodat hy, Jesus, die een vir almal kan wees. Sodat hy, Jesus Christus, die een is wat die dood kon verslaan, wat ons almal verdien, sodat ons almal die ewige lewe kan verkry of kan hê wat eintlik net Jesus verdien. So ons moet dus ons swakheid raak sien. Ons moet raak sien hoe swak, nietig en sondig ons is. Ons moet raak sien en ons moet verstaan, ons almal verdien die hel. Ons, soos ek sê, is soos wat Dawid vir ons geleer het in Psalm 51, in sonde ontvang en gebore. Met ander woorde,
Ons is nie sondaars omdat ons sonde doen nie, maar eerder doen ons sonde omdat ons sondaars is. Ek wil dit weer sê, luister mooi. Ons is nie sondaars omdat ons sonde doen nie, maar ons doen sonde omdat ons sondaars is. En dis wat gebeur het met die sondeval. Ons natuur het bevlek geword met die sonde. Ons natuur is nou verdorwe, verdraai, versteur as gevolg van die sonde. En nou is ons geneig, soos wat die Bybel vir ons leer, om vir God en ons naaste te haat, om nie vir hulle die beste te wil hê nie, om nie vir hulle te wil wees nie. So dis net ek vir myself en ek nog steeds vir myself, nie een vir almal en almal vir een nie. En daarom moet ons besef, verdien ons die hel, verdien ons die ewige dood. Maar dit is nou ook belangrik dat ons weer vir 'n oomblik daarna toe sal terugkom. Ek het gesê, dis nie net die sonde wat deur die sondeval in die wêreld gekom het nie, maar ook die dood. En wanneer ons oor die dood praat, die dood wat ons ook verdien, dan sien ons die dood kom op 3 maniere. Eerstens is daar die geestelike dood of afskeiding van God. Met ander woorde, ons is geskei van God. Nou, hier is gelukkig vir ons die troos, omdat Jesus vir ons gesterf het en vir ons oorwin het deur op die 3de dag uit die dood uit op te staan, het hy uiteindelik vir ons die oorwinning gegee. En nie net vir ons nie, maar dit wat ons moet glo, dit het hy vir ons kom waarmaak, ons moet glo dat hy vir ons gesterf en oorwin het, maar omdat hy die dood oorwin het, kon hy ook opvaar na die hemel en die Heilige Gees uitstort en stuur om in ons harte te kom woon, en juis die geloof, dit wat ons in staat stel om te glo, in ons harte uiteindelik werk, daardie geloof dat Jesus het vir ons gesterf, Jesus het vir ons oorwin. Die Heilige Gees werk die wedergeboorte in ons harte, en dis is ons nie meer geestelike dooies nie, want dit is die eerste manier waarop die dood kom. Ons is afgesny en ons is geestelik dood as gevolg van ons sonde. Maar die Heilige Gees werk die wedergeboorte in ons harte, sodat ons nie meer geestelike dooies is nie, maar deur God se liefde en genade word ons geestelik lewendig gemaak, en daarom leef ons dan ook tot eer van God, as mense wat uit die dood uit lewend gemaak is. Nou die tweede manier wat die dood ook kom, is die fisiese dood. Nou, omdat daar sonde in die wêreld is daar ook die fisiese dood. Hebreërs 9 beskryf dit vir ons in verse 27 en 28. Ons lees daar, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. So die punt is, Jesus het eenmaal gesterf en hy die dood oorwin, en as ons in hom glo, sal ons ook eenmaal sterf en so die dood oorwin. Dis nou tensy ons nog lewe met die wederkoms. Maar kom ons praat so 'n bietjie meer oor die fisiese dood ook. Fisiese aardse dood is iets wat vir ons verskriklik is. Dis vir ons traumaties en dit veroorsaak trauma wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan of wanneer ons selfs dink aan ons eie dood. En dis natuurlik deel van die gevolge van die sonde. Maar hier is weer eens die troos wanneer ons oor fisiese aardse dood praat. Omdat Jesus vir ons gesterf en oorwin het, hy die eersgeborene uit die dode, kan ons vertroos wees en vrede hê wat betref beide die aardse dood van ons geliefdes en ook wat ons eie dood aanbetref. Want ons weet dis nie die einde nie. Ons gaan vir ewig lewe omdat die een, Jesus Christus, vir ons almal in ons plek die sondelose lewe kom leef het en die toorn, die straf en die godsverlatendheid wat ons verdien op hom geneem het, sodat net soos die sonde en die gevolge daarvan deur een, naamlik Adam in die wêreld ingekom het, die sonde en die gevolge daarvan ook weer deur die een volmaakte Adam, wat Jesus Christus is, vernietig is en vernietig kan word en finaal vernietig sal word met die oordeelsdag, met die wederkoms. Nou die derde ding
hoe die dood na ons toe kom, of die derde manier hoe die dood na ons toe kom, is natuurlik die ewige dood, of ook genoem die tweede dood, wat nie net ewige skeiding van God beteken nie, maar ook vir ewige pyn, smarte en lyding in die hel beteken sonder ophou. Die hel wat Openbaring 20 beskryf as die poel van vuur en swavel, waarin alle ongelowiges, die duiwel, die valse profeet en al sy trawante uiteindelik vir ewig gepynig sal word. Weereens is daar vir ons die troos, deur God se genade is Jesus Christus die een wat vir ons almal kom sterf en oorwin het. Daar aan die kruis was Jesus van God verlate toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit van God verlate sou wees nie. Besef ons die groot genade, die liefde. Hy was van God verlate, sodat ons nooit van God verlate sou wees nie. Besef ons watter groot seën en watter groot voorreg dit is. Watter groot voordeel ons uiteindelik uittrek uit die feit dat Jesus is die een wat vir ons almal is, sodat ons uiteindelik ook almal weer vir hom kan wees. Besef ons watter groot voordeel, watter groot liefde, genade dit is, dat hy wat die sterke is, die almagtige, die een is wat vir ons almal is, sodat ons uiteindelik ook opgeroep word om weer vir hom te antwoord met almal vereen, lewens van dankbaarheid. Maar dan vierdens sien ons dat die voordeel van almal vereen en een vir almal is ook, of een van die Bybelse beginsels is dat ons ook daaruit besef dat ons is swak en sondig. Ons het nodig dat almal vir ons veg en ons moet vir almal veg, maar ons het uiteindelik nodig dat Jesus Christus die een sal wees wat ons uiteindelik sal red van ons sonde. So deur hierdie besef van ons swakheid kom die besef van ons sonde. Die laaste beginsel dan, soos ek sê, is hierdie beginsel van een vir almal en almal vir een, en dis een waardeur ons ook aan God gehoorsaam is en vir ons naaste liefde bewys en die eenheid van die liggaam van Christus bewerk, en dan uiteindelik, soos ek sê, kom dit dat ons dan ook sal verstaan. Dis meer as net kennis van sonde, maar hierdie vierde beginsel wat ons ook uit hierdie slagspreuk van een vir almal en almal vir een uitkry, is uiteindelik ook dat ons besef dat wanneer ons besig is om saam te werk as eenheid, wanneer ons, soos ek gesê, die liggaam van Christus versterk, dan besef ons ook 'n belangrike saak, en is 'n saak wat die wêreld dikwels verkeerd verstaan, en dit is uiteindelik dat reg is reg en verkeerd is verkeerd. En dit is uiteindelik die beginsel, as ek dit meer kan nader trek, hoe kom ek daarby uit? Die beginsel wat ons uit een vir almal en almal vir een kry, is uiteindelik dat die meerderheid is nie altyd reg nie. En reg is reg en verkeerd is verkeerd, en die waarheid is die waarheid, al is dit ook net die een, die minderheid, wat dit uiteindelik beoefen, of dit sê, of dit leef, of dit uitdra na die res van die wêreld toe uiteindelik. So dit is baie belangrik. In hierdie beginsel sien ons dis een, naamlik Jesus Christus vir ons almal. Die een Adam was verkeerd. En daarom is dit nodig dat die een Jesus Christus in sy plek moes kom om uiteindelik die saak reg te kom stel. En nou maak dit nie meer saak nie, maar dit is eerstens hy, dis eerstens die een vir almal voordat die almal vir een is. En omdat dit eerstens die een vir almal is, daarom besef ons, dit maak nie saak of die meerderheid iets sê nie, maar reg bly reg en verkeerd bly uiteindelik verkeerd. Romeine 5 vers 14 wat ons saam gelees het, beskryf vir ons iets daarvan, as ons sien dat sonde steeds sonde was, of is, voordat die wet daar was van Moses se tyd af vorentoe. So net omdat die wet nog nie daar was nie, beteken dit nie sonde was nog nie sonde nie. Net omdat die wet nog nie daar was nie, beteken dit nie dat die wat sonde gedoen het, uiteindelik verontskuldig is, of nou onskuldig is nie. Reg bly reg en sonde bly verkeerd, en sonde, en daarom
verdien almal die dood, ja, ook die wat daar was tussen Aram en Moses. Sonde of verkeerd het ook nie ewe skielik reg geword, omdat baie so sê, of selfs omdat baie dalk nie besef het dat sonde verkeerd is nie. Nee, reg is reg en verkeerd, en daar is werklike waarheid. Dis die persoon Jesus Christus en wat hy vir ons gedoen het. En daarom ons wat uit dankbaarheid antwoord deur gehoorsaam te wees en te leef soos wat hy vra. Ons wat bereid is om op te staan vir die waarheid en te veg vir die waarheid en in sy waarheid te leef. En dit is uiteindelik werklike waarheid. Maar hier is weer die uitvang catch, soos hulle in Engels sê, die catch. Ons kan nie, ons is te swak en te sondig om self in daardie waarheid te leef. Ons is te swak en te sondig om selfs in daardie waarheid te glo en ons eie plek uiteindelik in die hemel los te koop, nie eers as 'n groep, as 'n geheel nie. Ons bly sondig en ons kry nie mekaar eers gehelp om op te hou sondig nie. Inteendeel, ons help mekaar dikwels van die wal af in die sloot. Maar deur God se genade word die een Jesus Christus gestuur om alles vir ons almal te kom doen, sodat ons uiteindelik die ewige lewe kan hê. En dis wat verse 15 tot 19 ook sê. Ons weet deur Adam se ongehoorsaamheid wat reg en verkeerd is. Maar ons weet ook deur Jesus se gehoorsaamheid dat ons gered is, nie net van Adam se ongehoorsaamheid nie, maar inderdaad ook van ons almal se ongehoorsaamheid en sonde elke dag, en dat ons daarom die hel verdien. En dit word vir ons eintlik opgesom in ons teksverse in Romeine 5 verse 18 tot 19. Ek wil dit weer vir ons lees. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die ongehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Hier is 'n ander ding wat belangrik is, wat ons ook moet verstaan en besef, en dit is dat ons moet besef dat Jesus 'n perfekte, sondelose lewe op aarde, Jesus se versoenende kruisdood aan die kruis en sy opstanding uit die dood, sy oorwinning oor die dood, was genoeg gewees om almal regverdig te maak voor God. Ja, almal. Maar dit word net toegereken, dit geld net vir die wat in hom glo. Dis soos 'n oudtydse cheque wat uitgeskryf is en vir almal gegee is, ja, vir almal gegee is, en op die cheque staan die ewige lewe. Maar dis elkeen se eie verantwoordelikheid om hierdie cheque te gaan incash by die bank. Net diegene wat bank toe gaan en die cheque gaan incash, kan kry wat op hom beloof word. Maar weer eens is dit genade op genade, want ook hier moet ons besef, dis alleenlik die Heilige Gees wat ons dring om bank toe te gaan en die cheque te gaan incash. Dit is wat dit beteken om te glo. En die geloof natuurlik is, soos wat Efesiërs 2 vers 8 vir ons leer, 'n genadegawe van God. En hoe behoort ons dan te reageer wanneer ons hierdie onverdiende genade van God uiteindelik besef? Wanneer ons besef, ons almal verdien die hel, dit is wat regverdig is. En wanneer sommige dan gered word, wanneer sommige dan glo, dan is dit net genade alleen. Hoe behoort ons dan te reageer? Romeine 6, sy eerste 6 verse gee vir ons dan ook 'n antwoord. Romeine 6, sy eerste 6 verse beskryf vir ons dat ons nie kan sê, ons is anyway in elk geval gered, so nou kan ons maar leef soos wat ons wil leef, ons kan maar sonde doen nie. Want as jy so redeneer, het jy beslis nie die cheque gaan incash nie, maar leef jy met die cheque in jou sak, en dan gaan die wederkoms kom sonder dat jy dit ingecash het. Nee, as jy werklik besef wat jy verdien, naamlik die hel, en hoe groot God se genade vir jou is, dat hy jou gered het van die hel, van die ewige dood, sy genade vir jou gegee het onverdiend,
dan sal jy ook sterf vir jou sonde. En wanneer jy sterf vir jou sonde, soos wat Romeine 6 vers 4 dit ook beskryf, ons is saam met Christus begrawe deur die doop in die dood, maar ons is ook saam opgewek, sodat ons in 'n nuwe lewe kan wandel, wat nie meer sonde dien nie, maar uiteindelik nou vir God lewe. So, ons is opgewek saam met Christus, ek wil dit weer sê, tot 'n nuwe lewe, sodat ons nou in 'n nuwe lewe kan wandel, 'n lewe wat nie meer die sonde dien nie. En daarom sê Romeine 6 vers 6 ook, hoe daardie lewe geleef moet word. Ons hou op om sonde te doen. En hoe lyk sonde? Deur God se genade het hy vir ons die wet gegee, sodat ons kan weet wat reg en verkeerd is. So, die wet is die kenbron van die sonde. So nou besef ons ook, dat die wet is net genade uit God se hand uit. Die hele Bybel is daar, moet ons besef. Die hele Bybel is daar om ons te laat besef, wat die een, naamlik Jesus Christus, vir ons kom doen het, en wat hy in ons almal se plek vir ons kom doen het, sodat ons uiteindelik alles kan kry en kan beerwe wat eintlik net hy verdien. En daarom is ons bly dat ons nie hoef te sê een Adam vir ons almal as ons teenwoordiger nie, want Adam het misluk, en dis wat ons almal verdien, om ook te misluk in die hel. Maar deur God se genade kan ons sê, een Here Jesus Christus vir ons almal. Ons kan niks doen nie en verdien niks nie, maar hy gee steeds vir ons alles. Want die eerste wat ons sê in hierdie slagspreuk van die musketiers is een vir almal. Dit kom gelukkig eerste, die een Here Jesus Christus vir ons almal. En omdat dit eerste kom, deur genade alleen, kan ons dan ook reageer, deur te sê, en almal vir een. En dit is die lewens van dankbaarheid, wat ons tot eer van sy naam leef. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir U groot liefde en vir U groot genade. Here, ons dankie dat U ons in staat stel om ook vir U te kan leef, omdat U ook eerste vir ons geleef het, omdat ons dit weet, soos ons ook in Romeine 6 daar in die 6de vers dit lees, dat aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Here, daarom, omdat U die sonde, die ewige dood, vir ons verslaan het, daarom kan ons ook vir U leef. En Here, daarom wil ons U ook vra, dat ons in hierdie nuwe jaar, wat nog voor ons lê, dat ons altyd sal onthou, dis een vir almal en almal vir een, omdat U die een is wat eerste vir ons is, daarom stel U ons ook in staat om vir U en vir mekaar te kan leef, sodat ons ook daardeur die eer aan U sal gee. En daar wil ons vra, Here, gee dat ons nie sal moed verloor nie, gee dat ons nie ons oë van U sal afhaal nie, maar dat ons oë op U gefokus sal hou, en dat ons werklik alles wat ons doen, ook sal doen tot eer en verheerliking van U naam, dat ons ook die wat swakker is sal help, sodat ons ook as 'n eenheid sterker sal wees vir U. Here, ons vra dat U saam met elkeen sal wees wat siek is, elkeen wat deur swaar en moeilike omstandighede deurgaan, elkeen wat beserings het, elkeen wat hartseer is, Here, dat U gesond sal maak, genesing sal bring, vir ons sal vertroos, en dat U ons so sal lei, dat ons werklik in alles wat ons doen, die eer wat U toekom, ook aan U sal bring. Here, al hierdie dinge vra ons en bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.